toe Jesus dan die suurwyn geneem het, party vertaling sê asyn, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Daar's waar die Afrikaanse spreekwoord vandaan kom, hy het die Gees gegee, beteken hy's te stikkend. Dis verby. Die kar het sy Gees gegee. It's finished. Dis verby. Maar ek is vanmôre so bly in, dit het sy Gees gegee, is vanmôre die grootste oorwinning gesetel van alle tye. Dit is volbring, hierdie 3 woorde, wil ek vanmôre vir jou sê, is die kragtigste 3 woorde in die hele Bybel, want dit beteken 'n era het geëindig en dit beteken 'n nuwe era het begin. Halleluja, halleluja. Die einde beteken toe eintlik die begin. Om iets te voltooi beteken jy die volheid daarvan bereik. Die Griekse woord is testellastai. En ek wil vanmôre 'n bietjie met jou praat oor 4 sleutelaspekte van dit is volbring. Die eerste een is eenvoudig dit, die missie is volbring. Ek hou van die Engels, the mission is accomplished. Die tweede een is, dis die volmaakte offer. Die derde betekenis van dit is volbring, beteken vanmôre, die sonde is betaal. En ek hou van die vierde een, dis 'n nuwe verbond. It is a New Testament. Deur uit te roep, dit is volbring, het Jesus aan die Vader, aan die hele skepping verklaar, die opdrag waarvoor hy gestuur is voltooi. It is done. It is completed. Mission accomplished. Task completed perfectly and fully. He didn't leave anything undone. He finished strong. He gave life purpose, peace, and victory. Oh, hallelujah. Johannes 4, vers 34. My spys, toe ek hierdie teks vanmôre weer lees, dink ek dit moet nou maar fantasties wees. My spys is om u wil te doen. Jy weet, ek hou van eet. Jy kan dit sommer sien. Ons het gisterand by verjaarsdag gevier. En toe, jy weet, ons almal bel en vra vir Anne-Marie, waarvan hou hy? Nou, ek is eenvoudig. Biltong en 'n Cadbury chocolate. Niks anders nie. En toe kry ek 'n pakkie, so mooi klein pakkie, met 10 Cadbury so opgelyn. Dus ek, dis my spys. Maar weet jy wat, ons kan nie een lewe sonder om te eet nie. Weet jy wat sê Jesus? Hy sê, dis my lewe om u wil te doen, van hom wat my gestuur het, om sy werk te volbring. Ek wil vanmôre vir jou sê, God het een en elkeen van ons geroep vanmôre om sy volle potensiaal te bereik. Ek sê altyd, wanneer ek na begrafplaas kyk, is die hartseerste vir my, die potensiaal wat daar lê, wat nog nooit bereik is nie. En ek het oor die jare, ek het vanoggend gesit en dink daaraan, toe ek by die kerkie instap, ek dink ek was 18 jaar oud, toe ek die eerste keer buite my eie gemeente bedien, of waar ek aanbid het, en dit was in 'n saamtrek gewees, en die kerk was gepak. En weet julle, waar was die kerkie? Was hierdie kerkie gewees. Halleluja. So het my eerste gaan begin.
As 'n jong seun, ek dink ek was so 18, 20 min of meer. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, wat ek oor al die jare gesien het, weet jy hoekom sukkel baie mense? Because they've never discovered their full purpose. They've never discovered what God has called them for. And that's why they are struggling. That's why they are battling. But Jesus exactly knew why he was called. He exactly knew what his purpose was. His purpose was to accomplish the task that Jesus has sent him to this world. Johannes 7 vers 4 verklaar, ek het U verheerlik op aarde. Ek het die werk voltooi wat U my gegee het om te doen. Is dit wonderlik wanneer jy aan die einde van jou lewe kom en jy kan sê, ek het gedoen waarvoor U my geroep het, ek het my taak voltooi. Die engel sê in John 17 verse 4, I glorify you on earth by completing down to the last detail what you assigned me to do. I can see that he has been called with an assignment. I can see that Jesus exactly knew what he had to do. And the Bible says he did exactly everything that God has called him to do. He fulfilled his destiny. He fulfilled his purpose. My question to you this morning, are you walking in your destiny? Are you fulfilling your purpose? Are you fulfilling your calling? Or are you just here? Ek is maar net hier. Sondag gaan ek kerk toe en Sondag gaan ek terug en ek bid 'n kort gebedjie in die oggend en ek lees so nou en na die woord van die Here en dan kom ek kerk toe en ek steek my handjie op en ek gaan huis toe. I am just here. Now God hasn't called you just to be here. He has called you with purpose. Each and every person sitting in this building this morning has a God-given purpose, and what you need to do, you need to walk into the fullness of what God has called you for. Toe Jesus dan sien, toe Jesus dan die suurwyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Jy weet wat fantasties is toe hy dit sê en hy dit uitroep. Ons het gisterand kerk gehad en Marius Higgins het bedien en hy het gepraat oor the sound. The sound in the wilderness. Maar hy sê toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy nie gesê dit is volbring nie. Hy het gesê, dit is volbring. Dit is volbring. En die oomblik toe hy skree, dit is volbring, sê die Bybel, het die aarde gebewe. Daar was 'n aardbewing gewees. Die Bybel sê, alleen was daar nie 'n aardbewing nie, maar die dooies het opgestaan. Halleluja. Nie alleen het dooies opgestaan nie, maar die voorhangsel is geskeur, sodat ek en jy kan dwars deurstap in sy teenwoordigheid in. Halleluja, halleluja. Dit is volbring. Oh, halleluja. Verskoon my as ek 'n bietjie opgewonde raak. It's Friday, but Sunday is coming. Oh, it's Friday, but Sunday is coming. Ek het vir Henriette gevra, hoe moet ek my gedra? Because Jesus finished his mission, we are empowered to live ours boldly, purposefully, and with an internal significance. Ek is mal oor die boek Purpose Driven Life. Ek het as jong seun het ek die boek gelees. En ek moet dit vanmôre vir u sê, naas die Bybel gaan ek altyd terug na Purpose Driven Life. As jy nog nie Rick Warren se boek oor Purpose Driven Life gelees het nie, maak die moeite.
en bekom dit. Maar ek het weet dit vandag toe ek vanoggend deur die boodskap gaan toe, kon ek geen niks anders doen om net sy boek weer te vat en te kyk wat sê oor 'n purpose-driven life. En ons weet almal hy het 5 aspekte wat hy sê, hoe weet ek dat ek doelgerig is? Die eerste een is dit, is you are planned for God's purpose. And that's all about worship. You see, the moment I worship Him, I'm fulfilling the first purpose God has called me for. Each and every person on this planet, it doesn't matter what your position might be. It doesn't matter how your bank account might look this morning. It doesn't matter where you stay. It doesn't matter what you drive this morning. It doesn't matter what clothes you are wearing this morning. But you have been called for one purpose this morning, and that is to glorify the King of Kings, and His name is Jesus. Your purpose on earth this morning is to worship the King of Kings. Bible says, in everything you do, do it as if you are doing it for God. That's what worship is all about. You are called for God's family, fellowship. You are called to become like Christ. You are called to serve. Ek sal maar vir die ander ouetjie los om te doen. Pastoor, ek is nou nie so goed hierin nie. Pastoor, ek gaan nou maar nie doen nie, want dan Sanne het nou aangesluit en sy's beter as ek. Snert. Twak. Nie een in hierdie gebou kan vanmôre die bediening vervul wat ek kan vervul nie. Niemand kan Gustav se bediening vervul nie. Niemand kan Annemarie se bediening vervul nie. Niemand kan jou bediening vervul nie, want soos wat ons vingerdruk vanmôre van mekaar verskil, so verskil ons bediening, so verskil ons doelgerigtheid vanmôre, and God needs each and every person that He has created to fulfill the purpose, your purpose on earth. So ek word nie geïntimideer deur iemand anders nie. Because nobody can be like what I am. Niemand kan nie. En die laaste een is, He's called us for a mission. That mission is to build the kingdom of God. Timothy 2 verse 7 in the New King James. I have fought the fight, good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Will you be able at the end of your life to be able to say, I have finished the race. I have finished. Annemarie, die dag as jy my begrawe, moenie vertel hoe goed ek was nie. Moenie vertel hoe mooi ek was nie. Moenie vertel wat ek alles bereik het in die lewe nie. Al wat jy moet sê is, He fulfilled His purpose. That's all. Sê dit onthou. Maak 'n nota. Die tweede punt is, so die eerste punt is, mission accomplished. Die tweede punt, die volmaakte offer. Die volmaakte offer. As jy vanmôre verstaan wat beteken dit dat Christus die volmaakte offer was, sou jy nie daar in jou banke gesit het nie. Jy sou opgestaan het en jy sou gespring het. Jy sou gedans het vanmôre. Maar kom ek help jou vanmôre om uit jou bank uit te kom. Hebreërs 10 vers 11 in die message. Jy moet nou mooi saam my volg. This is powerful. Every priest goes to work at the altar every day. So elke dag, onthou hulle die priesters gehad, elke dag altaar, elke dag lammers geslag vir elkeen se sonde. Al die verskillende offers, ek gaan nie daardeur vanoggend nie, dit sal ons tot môre besig hou. Hy sê, offers the same old sacrifice year in and year out and never makes a dent in the sin problem. Elke dag doen ons dieselfde ritueel oor en oor.
Ons kom en ons gaan. En ek wonder as jy vir elke sonde wat jy gehad het, 'n lam moes geslag het vanoggend, waar was jy? Man, jy was arm, jy was bankrot. Maar nou sê hy, dit is finished. What is finished this morning? The sacrifices of a daily offer. He says, and by the way, by doing that, it did not make a difference, it did not make a dent into the sin problem. But he says, as a priest, Christ made a single sacrifice for sins, and it is finished. Jo. Draai na die buurman toe en sê, wow, that was it. It was settled. It was done. It was over. Why? Because he became the sacrifice. Hoe julle moet net 'n bietjie opgewonde raak vanoggend, man. Heerlikheid. Jy moet opgewonde raak oor Jesus. Jy moet opgewonde raak vanmôre oor wie hy is. Jy moet opgewonde raak oor jou posisie in Christus. Jy moet opgewonde raak vanmôre. Hy sê, then he sat down right beside God and waited for his enemies. Ek like dit. It doesn't stop here. Dit het nie hier opgehou nie, Gustav. He paid the price in full. And then he said, he sat and he waited. He waited for his enemies. It's amazing. He's broken. Ek het vanoggend toe ek hierdie sweep sien, toe sê ek, Here, jy weet hoe hy gelyk. Daar was klippe aan die einde. Sulke staalstukkies. Bene. En hulle sê dat Christus se rug was oopgekleef, daar was niks. Hande deurboor, voete deurboor, kroon op sy kop, ingedruk, doringkroon, spies in sy sy. Na alles kry, it is finished. Maar dan sê die Bybel, nadat het hy gesê het, onthou, hy stikkend, hy's gebroken, but he was not done. He was waiting. Jy sien, die vyand het gedink, ek het oorwin. Hy het gedink, ek het hom versla. Hy het gejuig, hy en sy demone het 'n fees gevier. Hy is dood. Maar men geweet dat Christus Jesus, he was coming for them. He was coming for them. He was waiting for his enemies. Kom ons lees wat sê hy. And God waited for the enemies to come cave in. It was a perfect sacrifice by a perfect person to a perfect someone very imperfect people. Oh, the blood of Jesus. It washes me whiter than snow. Dankie. Ek gaan my haas. Ek sien Hendrik maak so. Oh, hallelujah. Kom ons kyk hier so Hebreërs 10 vers 11. By the single offering, he did everything that was needed to be done. Die volmaakte offer. With his final cry, Jesus announced that the sacrificial system was completed. No more blood would ever be required. No more striving to earn God's favor. His sacrifice was enough forever.
You're not earning forgiveness, you are living from a position of forgiveness. Ja, ek hoor die musiek, hulle dink, dit beteken so ek moet nou klaarmaak. Ek is nog nie by die uitnodiging, ek is nou daar hoor. Oh, hallelujah. It was once and for all. It was sinless and blameless. It was voluntary and motivated by love. It brought eternal forgiveness, not just a temporary covering. No more sacrifices are needed. No more guilt. No more striving to earn. Access to God is now open and direct. Grace replaces ritual, and relationship replaces religion. Point number 3. Sê vir jou buurman, hy is 75% daar. Die sonde is volledig betaal. Weet jy wat sy vyand se grootste taak is? Om jou altyd 'n gevoel van skuldgevoel te laat gee. Jy's nie goed genoeg nie. Jy kan dit nie doen nie. God stel nie belang in jou nie. En weet jy wat doen hy? Die vyand lewe nie in die toekoms nie, hy lewe altyd in die verlede. Dis hoekom jy kyk altyd agtertoe. Die oomblik wanneer jy agtertoe moet kyk, mense vra my baie keer, hoe word ek deur die gees van die Here gelei? Ek vra dit eenvoudig, in watter rigting kyk jy? In watter rigting kyk jy? Want wanneer jy agter kyk, dan vat die vyand jou terug na 'n gevoel van skuldgevoel. Klein goedjies. Jy weet, ons spreek almal en baie kere sê ons het raak gevat en ander keer sê ek het misgevat. Maar as jy misvat wat die vyand jy wil volgende keer, Gustav sê, onthou jy het nie dit raak gevat Sondag nie. Jy gaan dit nie maak hierdie Sondag nie. So ek praat nie eers van sonde nie. Hy moet net vertwyfeling bring. Maar dis agtertoe kyk. Maar jy sien waar jy vorentoe kyk, dan kyk jy na Christus. Because that's what it means to be purposeful. Nou sê die Bybel, daai skuldgevoel, daai sonde, is vir altyd uitgewis. Dit beteken, die rekening is vereffen, geen verdere betaling is nodig nie. Ek het so 'n oomblik gehad verlede maand, toe ek gevoel het wat beteken het, ek het geen betaling meer nie. Ek bel Annemarie en ek sê vir Annemarie, ek sal graag ons huis wil klaar betaal. Kan jy die bank bel en hoor hoeveel skuld ons op die huis? Jy weet, soos Gustav gesê het, my jare stap aan en so, ek wil nou kyk na my ou dag, ek moet niks skuld hê nie. Nou wil ek weet, hoe moet ons mekaar maak om hierdie huis klaar te maak? Sy bel my, sy sê vir my, ek by die bank gepraat, hulle skuld jou 6,000, jy het hierdie maand die laaste paaiement betaal. Dit was 'n great gevoel. Yes, ek het daai hele week geselebrate. Ek sê vir Annemarie, kan jy glo? Ons huis is klaar betaal. Net om agter te kom, Andrei, hoe oud is ek? Oh, hallo. But it was a great feeling. Maar hoor hierso. I love the Bible. Kolossense 2 vers 13 Amplified. When you were dead. Sê dead. Ons was almal dood. When we were dead in sins and in the uncircumcision of the flesh, worldliness, manner of life. So wanneer is ek dood? Is wanneer ek in die wêreld is. Ek lewe soos die wêreld, ek dink soos die wêreld, ek maak soos die wêreld, ek voel soos die wêreld. So was ek dood.
Het ek my plek verloor. Kolossense 2. Dis hy, daar is hy. Hy sê, God made you alive together with Christ, having freely forgiven us all our sins, have cancelled out the certificate of debt. Cancelled out the certificate of debt, consisting of legal demands. Daai legal demands is die wet. Jy kan die Here vanmôre dank vir Christus wat gesterwe het, want as jy elke wet moes nagekom het, wat jy mag eet, wat jy nie mag eet nie, wat jy mag aantrek, wat jy nie mag aantrek nie, hoe laat jy moet opstaan, hoe laat jy moet gaan slaap, en dit het net aangegaan en aangegaan en aangegaan. Ek het vanoggend aan gewonder, as jy, die Sabbat was die Sabbatsdag, die Saterdag, niks werk nie, niks doen nie. Alles moes die vorige dag voorberei word. Ons is nie onder die wet nie, maar ons is te lui op 'n Sondagoggend om kerk toe te gaan. Ons is te lui om die woord van die Here te lees. Op 'n 12-jarige moes 'n klein joetjie die eerste 5 boeke van die Bybel uit sy kop uitgeken het. Maar jy ken nie eens Genesis 1 vers 1 nie. En ek wil jy nie terugvat soontoe nie, moenie my verkeerd kry vanoggend nie. Al wat ek vir jou wil sê, dit lyk vir my, ons het laks geword. Christus het juist die wet ingestel, omdat hulle ongehoorsaam was. Maar kom ons praat nie oor die wet vanmôre nie. And this certificate has been set aside and completely removed by nailing it on the cross. Dankie, is een broer wat opgewonde is daaroor. Halleluja! Think about it. All sins forgiven, the slate wiped out, that the old arrest warranty cancelled and nailed to the cross. He stripped all the spiritual tyrants in the universe of their authority at the cross and marched them naked through the streets. Jy sien elke keer wanneer daar debt counseling kom, elke keer wanneer iets gedoen het, dan sien ek kom die woord enemy voor. Nie alleen het ek jou skuld betaal nie, nie alleen het ek vir jou gesterwe nie, nie alleen het ek weggevat nie. Hy sê, but I will walk with you, I will be with you, you will never be alone anymore, and by the way, I've already taken care of your enemy. Hallelujah, hallelujah. And what I'm saying this morning, I'm not saying you will not go through trouble. I do not say you will not go through difficult times, but what I'm saying this morning, He will always be with you. You will never be alone again. He's already taken care of your enemy. When you're in the fire furnace, He will be there. When you're in the lion's den, He will be there. Wherever you are, He will be there. Hallelujah. It is finished. It is finished. It is finished. It is finished. It is done. Annemarie, herinner my, ek moet kalmeer. Ek moet nou weer by 'n ander plek gaan preek. Halleluja. Ek het ook 'n pil, the gospel. There's nothing left for you to pay. Nothing left to prove. The record reads now. Paid in full. Paid in full. Ek is by die laaste punt. Sê vir jou buurman, hy gaan nou land. Hy gaan nou land. Oh. It's so lovely to be in the presence of God.
It's so lovely to experience Him. Dat jy ook op die afsluiting van een era en die begin van 'n nuwe. Toe Jesus gesê dit is volbring, het hy die ou verbond beëindig en 'n nuwe verbond begin. Lukas 22 vers 20. This is the cup, the new covenant in my blood, which is poured out for you. Hebreërs 8 vers 6. But in fact, the ministry Jesus has received is as superior to theirs as the covenant of which He is the mediator, and superior to the old one, since the new covenant is established on better promises. On the new covenant, sin is not just covered, it is forgiven and forgotten. Onthou jy wat sê vyand se werk? Om dit wat God vergeet het weer tevoorskyn te bring. Isn't that sad? Jy weet ek hou nie van huweliksberading nie, niks nie goed daaraan nie. Ek funksioneer eerder in die apostolies. Die apostolies is, if the kitchen gets too hot, get out. Die apostolies is, ons beweeg vorentoe en as jy nie kan beweeg nie, kry 'n plek waar dit stadig is. Apostolies gee rigting. En dis ook om almal nodig is, want jy het die pastor nodig om die ouens wat ek wil sê, hoor hierso, move, hy keer hulle by die deur en sê, nee, wag, moenie so worry, daai ou is nie so erg wat jy dink nie, hy is okay, gaan sit weer op jou stoeltjie. Maar you know what's the problem? Kom ek nie van berading hou nie, daar is 'n plek, moenie my verkeerd verstaan, ek praat van ek. Maar dit lyk dit vir my, ons sit vas in gister. We always need to go back. And it's good, you need to deal with yesterday. But that's what the enemy does. In die huweliksberading, dan sal die een party sê, dan sê jy met die een praat, dan sê hy, hoor hierso, dan ek gebruik nou Henriette en Gustav, en hulle het geen huweliksprobleme nie, waarvan ek weet nie. Maar daar is altyd 'n geskil. Hy wil nie, sy wil nie. Maar weet wat ek so baie keer ons van sê, Henriette, ek gaan nie weer terug nie. Wat ook al die rede mag wees. Hy is nie mooi met my nie. En in 'n oomblik wanneer ek Henriette kry om terug te kom en sê die ander party, nee, ek wil haar nie meer hê nie. Maar weet wat kom ek agter? Elke keer dan word daar gesê, maar hy het dit, of sy het dit. Ons gaan altyd terug. Ons wil so graag 'n ou koeie uithaal. En nie net in 'n huwelik nie. Kerk enige plek. Ek het seer gekry in die kerk. En ek sê nie jy het nie. Maar wat ek vir jou sê, die vyand hou jou gevangene in daai posisie. Maar Christus kom, hy sê, it's forgiven and forgotten. For by His grace, God's remarkable compassion and favor drawing you to Christ, that you have been saved, actually delivered from the judgment and given eternal life. Through faith and through this salvation, it's not of yourselves, not through your own effort, but it is the undeserved, gracious gift of God, not as a result of your works, not your attempts to keep the law, so that no one will be able to boast or take credit in any of this, for this salvation. I conclude.
The new covenant is God's promise of salvation and restored relationship with Jesus Christ, marked by forgiveness, transformation, and the indwelling of the Holy Spirit, written on our hearts and not on tables of stone. Dit is volbring, is nie 'n gesig van nederlaag nie. Dit is 'n oorwinningskreet vanmôre. Dit beteken elke profesie is vervul, elke vereiste is nagekom, elke sonde is vergewe, elke ketting is verbreek vanmôre. That you are deeply loved and completely forgiven. You are free from guilt, fear, and striving. You are empowered to live with purpose and confidence. You are part of a new covenant, defined by grace and the intimacy with God. You don't need to wonder if you're enough. Jesus already finished everything for your salvation and grace. I want every head to be bowed in this place this morning. You have heard the word of God this morning. The price has been paid. Everything's been done. The mission has been accomplished. It was the perfect offer. Sin has been paid in full. There is a new covenant this morning. But I want to challenge you with this question. Are you ready to meet the King of Kings this morning? We don't know what the future holds. We don't know if we will see tomorrow. My question is very simple. If you would die now, you walk out of this church and something might happen, are you ready to meet the King of Kings? The price has been paid. The bill has been settled. All that you need to do this morning is to accept Him. En as jy nie vanmôre seker is, dan sê prediker, as ek by hierdie plek uitstap of ek Jesus Christus sal ontmoet nie. Ek is nie seker of ek hom werklik ken in die volheid van sy opstanding nie. Ek is nie seker of ek hom werklik ken in die volheid van sy dood en opstanding. I'm unsure. Wil ek jou vanmôre 'n geleentheid gee, want ek kon vanmôre die mooiste preek gepreek het. Kon die mooiste dinge gedoen, jy kon die mooiste songs vanmôre gehoor het. Maar as ek nie vanmôre jou geleentheid gegee het, om seker te maak of jy Christus as jou persoonlike saligmaker aangeneem het nie, het ek vanmôre gefaal in my taak as 'n geroepene van Christus. So net waar jy is, jy sê, ek is nie 100% seker. Steek dit jou hand op, vinnig. Sê ek wil seker maak, dankie vir die hande wat opgaan. Dankie, dankie. Dankie. Ek wil hê almal moet saam met my staan en ek wil vra dat elkeen hierdie gebed saam met my gaan bid.